skriflesing is vanuit Jona hoofstuk 4. Het julle geweet, daar is 4 hoofstukke in Jona. Ek lees, daar is nou sprake van dat hulle 'n 5de hoofstuk ontdek het. Onthou my aan die einde van die preek, dan gaan ek met julle praat oor daai nuwe ontdekking. Sal julle onthou as ek vergeet, want dalk vergeet ek dit net. Gert, ek gee vir jou die werk, want dan weet ek, dan moet jy ook mooi konsentreer, hoor. Goed, Jona in gesprek met God. Nou kyk, jy moet teruggaan na die vorige hoofstuk toe. God het gesien wat hulle doen, dat hulle teruggedraai het van hulle verkeerde pad, en hy was jammer dat hy gesê het, hy gaan 'n ramp oor hulle bring, en hy het dit toe nie uitgevoer nie. Nou dis in Nineve. Nou wanneer het dit gebeur? Nou daar is nie duidelikheid daaroor nie. Een van die skrywers wat ek gelees het, het gesê, Jona moes geleef het rondom die middel 800s. Die inleiding tot die nuwe vertaling praat van 539. Hoekom daardie datum? Van die groot datum in Israel van oudse geskiedenis was 586 voor Christus. 586, dis een datum wat ons almal moet ken. Dit is daai datum wat hulle weggevoer is na Babel toe, die Babyloniese ballingskap. So, gewoonlik wanneer ons werk met datering, dan is dit of voor of daarna. Hoe werk dit? Ons weet nie presies waar nie, maak nie soveel saak nie, maar wat ons weet, Jona was 'n profeet. Hy was een van God se profete. Hy was nie net sommer 'n mannetjie nie. Hy was 'n belangrike man in die sin dat hy 'n belangrike opdrag. Sy belangrikheid het gekom van sy opdrag wat hy gehad het. So hy was 'n profeet. En nou die Here van plan verander. En dit het Jona erg ontstel. En hy het kwaad geword. Hy bid toe tot die Here en sê, ag Here, is dit nie wat ek gesê het, toe ek nog in my land was nie? Daarom het ek vroegtydig na Tarsus gevlug, want ek het geweet, dat U 'n genadige en barmhartige God is, geduldig en oorvloedig in troue liefde. 'n God wat berou het oor die onheil. Jy sien, hy haal God aan. Hy haal tekste aan in die Bybel uit. Maar hy verswyg 'n paar dinge en hy gee 'n aksent. In daai opsig laat dit my nogal dink, aan hoe ons ook maak. Ons sal 'n teks vat en misbruik, net omdat ons eie punt wil maak, of ons eie, soos die Engelsman sê, we want our way with God. So dis wat Jona nou doen, maar hy is woedend kwaad vir God. Here, neem dan nou maar my lewe van my weg, want dit is vir my beter om te sterf, as om te leef. Daarop sê die Here, is dit reg? Is dit reg dat jy so kwaad is? Jona het by die stad uitgegaan en aan die ooste kant gaan sit. Daar het hy vir hom 'n takskerm gemaak en daaronder in die skaduwee gaan sit, sodat hy kon sien wat met die stad gebeur. Toe het die Here God 'n kasterolieplant beskik om oor Jona op te kom vir 'n skaduwee oor sy kop en hom van sy onvergenoegdheid te bevry. Jona was baie bly oor die kasterolieplant. Maar met dagbreek die volgende môre het God 'n wurm beskik. Dit het die kasterolieplant binne gedring en dit het verlep. Teen sonop het God 'n gloeiende oostewind beskik en toe die son op Jona se kop bak, het hy duiselig geraak en gewens hy gaan dood. Hy het gesê, dit is vir my beter om te sterf as om te leef. Toe sê God vir Jona, is dit reg dat jy kwaad is oor die kasterolieplant? Hy het geantwoord, ek is tereg tot die dood toe kwaad. Toe sê die Here, jy is besorg oor die kasterolieplant, waarmee jy geen moeite gedoen het nie, en wat jy nie laat groei het nie, wat oornag opgekom het en oornag tot niet is. Maar
Ek mag nie besorg wees oor Ninive nie. Die groot stad, waarin daar meer as 120.000 mense is, en wat die verskil tussen regs en links nie ken nie, en ook nog baie diere. Tot sover lees ons saam. Hoofstuk 5 sal ek vir julle vertel. Prof. Malaniel het 'n boekie geskryf lankal terug. Hy het 'n hele klomp boeke geskryf, maar hy het 'n boekie geskryf, die godsbegrip en gebed. Godsbegrip en gebed. Hy het ook 'n boekie geskryf van Ek is die verskil. Het gaan oor die persoonlikheid van die predikant en prediking. Maar dit is heeltemal anders as hoe dit klink as 'n mens daar die titel, jy moet dit verstaan en omskryf wat hy bedoel het daar. Het gaan nie oor die predikant as sodanig nie, maar het gaan ook oor hom, maar het gaan ten diepste oor God. Maar godsbegrip en gebed, en toe ek nou die gedeelte skryf vir die nuusbrief, toe gaan dit juis oor die godsbegrip, wat ek daar uitgebreide stukkie oor met julle gedeel het. Ons almal het die een of ander idee oor God. Nou Prof. Malaniel sê, die manier hoe jy oor God dink, en ek stem met hom 100% saam nou, daar is al baie boeke geskryf oor die saak, die manier hoe jy oor God dink, is die manier hoe jy lewe as 'n Christen. So as jy wil dink of bepaal hoe lyk jou idee van God en jou godsbegrip, gaan kyk hoe leef jy. Dit sê vir jou al klaar baie van jou oortuiging en jou verstaan van wie God is. Kom ek stel dit so, van ons oortuiging en verstaan, nie net julle nie, myne ook. Dit is absoluut waar, dat my godsbegrip gedurig deur gekorrigeer moet word, aan die hand van die woord, want jy kry 'n idee oor hoe God is, en 'n gedagte, en jy word beïnvloed deur mense, deur opmerkings, of iets wat jy lees, of deur gebeurtenisse in jou lewe. Dit gebeur met almal van ons. Daar is 'n ding wat gebeur, die lewe gaan aan, en dan kom daar 'n geweldige ding oor jou pad. 'n teleurstelling, 'n massiewe terugslag. En nou begin jy anders oor God te dink. Die hele tyd is dit nodig om daai korreksie aan te bring, maar dit is eintlik God wat die korreksie aanbring, deur sy woord, want dit is die voorbeelde van talle mense, en ons ontdek hoe God is. So die godsbegrip is 'n geweldige saak. Maar is ook die rede en die manier hoe ons bid. As jy na jou gebede kyk, en die manier hoe jy bid, hoe jy jou gebede inry, dan het dit baie te doen met hoe jy oor God dink. Byvoorbeeld, in eenvoudige terme, en omdat dit skoolvakansie is, en ek weet daar's jonger mense wat nie so goed is met die Afrikaans nie, hou ek dit baie eenvoudig, of probeer ek dit baie eenvoudig, sover ek dit kan regkry, maar kom ons probeer dit eenvoudig hou, naamlik, as jy iemand is wat voortdurend net vra vir God, dan sien jy hom as die een wat, he is the great giver, he is the one that should give. Dat's 'n baie klein lyn, of 'n kort lyntjie van hy is die goeie gewer, na die gedagte, hy behoort dit te doen, want hy het al te veel kere vir my nee gesê. Daarom behoort hy eintlik vir my ja te sê, want hy is die goeie gewer, want hy is die God van liefde, en as hy my lief het, dan sal hy my beste belang op die hart dra. Sien julle daardie prentjie? Kinders werk so, as jy my lief het, dan sal jy my laat gaan na daardie partytjie toe. Kan ek net hoor, Devin, as jy by my, Carlo, ek weet nie hoe jy Afrikaans deesdae nie. Are you following me? Ander jong mense, are you following me? Ek kan nie meer eenvoudig praat as wat ek nou praat. So, hoe bid jy? Is jy kwaad vir die Here as hy vir jou nee sê? Want jy voel, jy's geregtig daar. Dan sê dit, dis die manier hoe jy dink oor God. Hy is die een wat altyd moet gee. Zandelie, die Here het vir jou baie gegee die afgelope tyd, né? Geweldig baie, ons het daaroor gepraat. Maar hy het vrylik vir jou gegee.
uit sy grootheid van sy genade en sy liefde. So kan ek baie voorbeelde noem van julle wat hier sit, die meeste van julle wat ek al baie goed ken, kan ek uithaal wat die Here in jou lewe al vir jou gegee het. Van David en Ria, wat die Here julle vir mekaar gegee het, want ek het julle getrou. 'n merkwaardige gee en ontvang. Maar hoe dink jy oor God? So ek het al gesê, julle moet 'n notaboek kerk toe bring, soos Elmarie, en dan maak jy 'n lysie. Het jy in jou kop die lysie? Want dis hoe ek het moet doen. Here, hier's 'n fout met my gedagte oor wie U is. My godsbegrip is verkeerd. Hierdie teks is vir my baie naby in die lyf, mense. Ek is Jona gewees op 'n stadium. Kyk, julle moes my in aksie gesien het. Ek was kwaad dat my ma vir my gesê het, ou boet, jy kan nie so nie. Ek is geregtig om so te voel. Oor die onbillikheid. Terwyl ek het gesê het, het ek geweet, dis dom, insigloos, maar was kwaad. Nou ou Jona, die groot profeet, die eerste 2 hoofstukke, wat doen hy? Hy praat met God. God praat met hom, hy antwoord nie, hy doen, en dan praat hy, dis hoe die verloop is. Dan is daar 1 en 2 wat saamloop, en dan 3 en 4 wat saamloop. Maar in die tussentyd beland Jona in 'n diep donkerte. Want hy stel nie belang om na die woord van God te luister nie. Hy hoor, maar hy stel hoegenaamd die belang nie. As die Here vir hom sê, gaan oos, dan gaan hy wes. As hy die Here vir hom sê, gaan oor die land, dan vat hy die skipie. Dan gaan hy op 'n cruise. Hy gaan verseker nie doen wat die Here wil. Want die Here wil nie hoor nie. Wat wil die Here nie hoor? Dat Nineve en die Assiriërs, hulle is slegte mense. As jy nou praat van bad news, dis daai klomp Assiriërs. Hulle was nie engeltjies gewees nie, laat ons dit duidelik vir mekaar sê. As jy gepraat het van Assirië van ouds, dan het jy gepraat van mense wat wreedaardig is. Dit wat ander mense nog wou uitdink oor wat om aan ander te doen, dit het hulle vervolmaak. Kom, ek gee vir julle een voorbeeld, maar ek wil nie vir julle baie voorbeelde gee nie, want dan slaap julle nie vandag. Maar hulle was oulik. As jy nou 'n oorlog gewen het, dan kap jy maar nou die ou se bene af, dan kan jy nie weghardloop nie, jy kap een arm af, maar jy hou 'n ander arm, so lees ek. Sodat jy daarom kan groet, as die soldaat jy wil groet. Jy weet, wie moet daarom 'n arm hê om mee te vat, 'n hand, om mee te vat. Nee, jy kan dink, mense wat op daardie vlak, ek kan vir julle ure besig hou, oor waartoe die mens in die antieke tyd in staat was. Hulle het goed gedoen aan mekaar, wat ek nooit in my lewe van gedroom het nie. Nog nooit eers van gehoor het nie. Dan dink jy, mense, Assirië, Jona, jy het 'n punt beet, ou broer. Die Here God stuur vir Jona na Nineve. Nou as ek in Jona se skoene was, dan was my eerste gedagte soos 'n goeie mens betaam om aan my eie belang te dink. Nineve. En dan gaan ek daar vir hulle vertel, hulle moet tot bekering kom. Gaan ek vanaand sien? Gaan ek die son sien ondergang? Man, wat is my realistiese kans? Dis nou min of meer, soos 'n Israeliet wat nou na Iran toe gaan, en hy word gestuur, en nou gaan vertel hy vir hulle, dat Jahwe is die enigste God, en dat Mohammed en Islam werk nie. So wat is die kans? Dis min of meer die analogie, mense. Dis min of meer die analogie. So spare thought vir Jona. Moenie net dink, Jona, dis die grootste fout wat jy kan maak is sê, hier van die hoë hoogte af, kyk jy af op Jona, ja nee, hy wou nie luister na die Here nie, hy het gekry wat hy verdien daar waar in die vissemaag sit. Ek sit saam met Jona in daai vissemaag, as geen twyfel daaroor. Want God is onvoorspelbaar. Laat ek dit dan nou maar sê. Dit is wat Jona aanvoel. Dat God gaan hier 'n ding doen, dalk net. En hy sê dit in hierdie hoofstuk, ek het geweet dit gaan gebeur. Hoeveel keer het mense al vir jou gesê, as 'n ding gebeur, dan sê hulle, of wat iets is gesê, dan sê hulle, ek het geweet, ek ken jou, ek het
geweet jy gaan so optree. Ek het geweet jy gaan dit agter my rug sê, of agter my rug doen. Julle het dit al gehoor? Steek maar op jou hand. Ek het geweet jy so, nee. Hoekom is dit net die ou mense wat laat opsteek? Is dit nie omdat hulle alreeds geleer het, dis maar die beste om te man up en te vrou up tot hierdie goed. Maar die punt is, God is onvoorspelbaar in sy liefde. Dit maak vir Jona ongemaklik, vandaar die tema. Hierdie is nie 'n speletjie nie, mense. Hierdie is nie net 'n mooi stukkie literatuur wat ons nou lekker oor kan gaan nadink nie. Hierdie is real life. God het gepraat en hy het vir jou gesê jy moet in daai rigting gaan, maar jy het willens en wetens omdat jy van beter weet, het jy besluit ek gaan in die teenoorgestelde rigting. Nie net 'n ander tipe rigting nie 'n soortgelyke tipe rigting in 'n ander rigting. Nou is Jona so kwaad daaroor dat hy vroegtydig gevlug het, maar het hy vergeet. Hy was nou die dag nog in die vis se maag, wat ons terloops nie wil aanvaar nie. Maar ja, ons aanvaar dit en ek glo dit volledig, want as Jona in die vis se maag nie kon gebeur het nie, dan weet ek nou nie hoe gaan die opstanding uit die dood gebeur nie. Ek meen, as dit nou te groot vir God is, dat 'n vis dit kan doen, dan weet ek nou nie hoe gaan hy uit die graf uitkom nie. Daarom is daar ook die analogie tussen die graf en dit wat met Jona gebeur het. Maar hy sê vir God, ek het geweet dat u 'n genadige en barmhartige God is, geduldig en oorvloedig in u troue liefde. Maar dan daarmee saam, u is 'n God wat berou het oor die onheil. So hier sit ons met twee dinge wat altyd in mense se godsbegrip 'n rol speel. Ek hoor dit weekliks. Party mense se godsbegrip is God is 'n God van liefde, wat vergewe, wat aanvaar, wat omhels, wat akkommodeer. Ander mense se godsbegrip het te doen, God is regverdig en hy gaan die sonde straf en jy moet eenvoudig daarby bly. Nou wat hulle doen, beide kante, maak een fundamentele fout. God is gelyktydig. Hulle dink die getoondenke. Hulle dink God is of die een of die ander. Maar soos iemand dit baie mooi beskryf het, in Jesus Christus sien ons dat God is beide in een. Natuurlik gaan Jona en hy gaan preek die oordeel in Ninive. Hulle moet tot bekering kom. Dis nie dat die oordeel nou opgehef word sommer sito nie. Dis nie dat dit oorgesien word nie. Maar dit is so dat by die geringste van 'n bekering dan is God bereid om af te wend, om te draai, om terug te keer. Want hy is tegelykertyd die God van liefde en van oordeel. Dis wie Jesus Christus is. Hy is dit tegelykertyd. En hy is dit tegelykertyd vir jou en my. The attributes of God. Everything is not a part, it's all in one. Dis alles 'n eenheid in hoe God is. Dis hoe die Bybel dit vir ons leer. Maar ek gaan nou 'n bietjie te vinnig, ek moet dit net as 'n agtergrond sit, gee dat ons kan weer stil staan by wat daar staan. Nou sê God, sê Jona vir die Here, neem nou maar my lewe van my weg, want dit is beter om te sterf as om te leef. Nou hoekom is hy so ernstig hieroor? Hoe is dit nou maar net sy nasionalistiese lewensgevoel en oortuiging? Mense, hier is 'n baie belangrike waarheid en opgesluit. Dit het daarmee te doen, verseker. Dit het te doen met sy politieke oortuiging en hier is 'n baie groot les wat ons almal ter harte moet neem oor ons eie loyaliteite teenoor enige vorm van 'n organisasie of 'n politieke party of wat ook al is. Hier is 'n baie groot les. Ek wil julle aanbeveel om tog die boekie te soek van Malanel rondom godsbegrip en gebed, maar ook 'n boek wat baie meer bereikbaar en verkrygbaar is die boek van Tim Keller. Timothy Keller, julle onthou almal seker wie dit is, en jy kan dit op Audible koop oor The Prophet Jonah. Uitstekende boek wat jy kan gaan luister in hierdie verband. En dit is so, en Tim Keller haal dit ook uit, dat dit belangrik is die vraagstelling rondom die loyaliteite. Jona is die een wat sê vir my die lewe tot einde gekom. Is dit nie so
dat talle kere in die verlede, wanneer jy 'n werk verloor het, of jy jou hart aangehang het aan 'n organisasie, en hulle vir jou dan aflê, dan het jou lewe tot 'n einde gekom. Jy het jou hart en jou siel vir daardie organisasie gegee, en hulle het geen loyaliteit getoon nie. Praat ek met julle? En dan is jy verbitterd. En dan is jy kwaad. Onthou jy daai kere toe jy wou verlof geneem het en hulle het vir jou gesê nee, jy kan dit nie neem nie, terwille van die saak of die organisasie. Dan praat ek nie eers van ons arme drommels wat in die oorlog was nie. Nie dat ek negatief daaroor is nie. Glad. Ek is nie negatief daaroor. Maar dit het baie skade gedoen. En dit het gemaak dat mense misplaaste loyaliteit het. En so kan ons aangaan. Dan praat ek nie eers van sport en misplaaste loyaliteite, en wat jy opgeoffer het om 250 km ry te gaan oefen, en dan laat hulle jou die spanning. I don't need to say anything more. Nou is jy kwaad, en jy is verbitterd, want dis wat hier aan die gang is, en dis waar ek was, verbitterd. Geweet, dis nonsens, maar verbitterd, en ek wou hê iemand moet dit hoor. God moet dit hoor, want is nie reg nie, is nie regverdig nie, dis nie billik nie. Nou vra die Here vir hom, is dit reg dat jy so kwaad is? Wat daar staan, sê die geleerde mense, is dit goed vir jou dat jy so kwaad is? Is dit goed vir jou omdat ek teen voorspelling teen my sogenaamde aard dat ek goed is? Is dit vir jou so sleg dat ek goed doen aan mense? Is dit vir jou so sleg dat mense kan voorspoedig wees, mense wat jy nie van hou nie, dat hulle geseën kan word, en dat jy daaroor verbitterd word? Is dit nie maar 'n kwaal van ons Suid-Afrikaners nie, nee? Omdat ons die hele tyd werk en streef, en as daar party mense, hulle is met die goue lepel in die mond gebore, jy weet, hulle het die binnebaan, altyd. Het ek julle al vertel van my vriendin, so 'n wonderlike mens, nou gaan die een klomp vooruit, dan sê sy vir my, Freek, ek is seker hulle smokkel. Ek sê, smokkel? Ja, sê sy. Ek sê, waarmee dink jy? Nou probeer ek dit visualiseer. Waarmee dink jy smokkel? Nee, seker diamante. Ek kan nie die prentjie sien nie. Enigiets is moontlik, maar ek kan nie dit sien. Maar jy sien, hulle kan nie geseën word nie. Daar moet een of ander ding wees. Of nog beter, ja, hulle het geërf. Hulle het vir niks gewerk nie. Hulle het geërf. Nou is ek verbitterd. Nou is ek kwaad. Dan wat doen die Here? Dit is my verstommend. Hierdie teks moet ons uit ons kop uit leer, nee, vir ons almal. Dan gaan Jona uit, hy gaan sit daar aan die ooste kant van die stad, die opkomende son, nee, sekerlik, as jy nou maar so wil dink daaroor. Nou wil hy sien, kyk, hy is kwaad vir die Here, maar hy wil hom sien. Hy wil hom kyk of die Here nie van plan gaan verander. Hy ken hierdie klomp Assiriërs. En hulle gaan kort voor lank gaan hulle die Here kwaad maak, en dan gaan die oordeel kom. Hy weet dit, hy wat Jona is, weet beter as die Here. Hy moet nou maar net geduldig wees hierso. Dan sal die dinge uitwerk soos dit moet. Hoeveel keer het ek dit al gehoor? Ek het baie naby mense in my lewe, ek gaan geen detail gee nie, want dit is te sensitief, alles het lang terug, en dit was my 'n geweldige ding. 'n Geweldige ding in my lewe. Hulle het 'n ding het met hulle gebeur wat verskriklik is. Die verlies wat hulle beleef het is op 'n ander vlak. Hulle het 'n kind verloor. Dit was 'n geweldige ding vir almal van ons. En jou hele godsbegrip gaan dan nie. Jou hele godsbegrip is op losse skroewe geplaas. En ek onthou daai nag wat ons so saam by mekaar staan. En dis geensins 'n verwyt as hy dat hy dit gesê het nie. Hy het maar net verwoord wat ek ook gedink het. En al wat hy gesê het is, dit werk nie so nie. Dis al wat hy gesê het, dit werk nie so nie. Wat hy daarmee gesê het, en dit is eintlik wonderlik dat hy gesê het, alles hoe ek gedink het tot op hierdie moment, dit is uitgevee. Daai harde skyf, hy is nou leeg. Hy is soos ons sê gewipe. Werk nie so nie. Jona sê, werk nie so nie.
Dis nie billik nie. Dis nie regverdig. Nou gaan die Here en hy maak, nadat Jona vir hom 'n takskerm gemaak het, terloops dit te doen met die hele loofhutte fees, dieselfde tipe van woord wat gebruik rondom 'n skermpie waar jy sit. Hy gaan sit daar, dan die Here 'n plant opkom. Nou, daar's nie eensstemmigheid of dit 'n komkommerplant is of 'n kastanjeplant is. Die punt is, dis 'n snel groeiende plant met breë blare wat vir jou verligting gee. Deesdae kies hulle vir dat dit 'n kastanjeplant was. Maar, hoe dit ook al sy, hy kry genade dat daar vir hom 'n plant is wat opkom. En dan, die volgende dag is daar 'n wurm in daardie plant. Soos ons dit gelees het, en dit word van hom weggeneem. En nou is hy eers kwaad. Kyk, nou, kan julle dit indink? Kan julle daardie belewenis kry, nee? Die Here speel nou speletjies met my. Het julle dit al gedink? Die Here speel nou regtig speletjies met my. Nou gee hy vir my 'n kans, ek kry 'n oproep, ek het nou gegaan vir 'n onderhoud, nou kry ek 'n oproep, en alles lyk reg om maar net te hoor. Nee, ek het dit nie gekry. Nee, hulle het my nie eens laat weet nie. Hulle het nie eens die common decency gehad om my te laat weet nie. Here, dit werk nie so nie. U speel speletjies met my. Nou gee u vir my 'n lekker goed, dan vat u dit van my terug. Ek weet, ek praat met die regte mense, met jou en my, of met my en jou. Hoeveel keer het dit nie al met ons gebeur? So nou is ons godsbegrip in ernstige moeilikheid. Want dit werk nie, hierdie godsbegrip werk nie. En dis die doel van die preek. Dis juis om met julle te praat, hoe dink julle? Dis wat die Here met ons doen. Hoe dink jy oor my, Jona? Toe die Here die kastanjeplant beskik het, toe beskik hy die volgende dag oor 'n wurm, en dan teen sonop die Sirocco. Onthou julle, party van julle wat nou bietjie meer geld as ander het julle Sirocco gery, daar mooi Volkswagen met die 2 deure, né? Dis is Sirocco. Dit is the warm west wind. The warm, of woestynwind, not west, woestynwind. Die warm woestynwind wat daaroor waai, en dan bly daar niks oor nie. Nou is hy kaal gestoot, en dis presies wat die Here wil doen. Dis presies wat die Here wil doen. Hy wil jou kaalstroop, Jona, hy wil jou kaalstroop, wie ook al jy is, en ek is. Hy wil jou kaalstroop, sodat jy kan verstaan, dis nie 'n speletjie nie, maar alles wat jy ontvang is genade. Jona, jy het ontvang en is genade, die kastanjeplant, wat ook al jy het en is genade van God. En hy gee dit vanuit sy wese. Jy moet begin dink oor wie God is in sy wese, dat hy nie anders kan as om te gee, dat hy nie anders wil as om te gee. Dit is wie hy is. Nou gee hy genade aan mense wat dit waaragtig nie verdien nie. Jona, het jy vergeet, toe jy die vis se maag was, het jy dit nie verdien nie. Ja, jy het 'n mooi belydenis gehad, maar selfs in daardie belydenis, julle kan dit gaan lees, was opgesluit. In daardie belydenis was daar nog steeds hierdie ondertoon van dat ek nie God lekker verstaan nie, en dat dit behoort anders te werk. Maar gaan kyk 'n bietjie na die diepste van alles. Ja, ek erken God en ek bely God en ek doen al hierdie dinge, maar my godsbeeld het nog nie ontwikkel nie. Dan vat God my weer deur 'n proses en weer deur 'n proses en weer deur 'n proses om te ontdek wie hy regtig is. Prediking het te doen om te stroop, om af te stroop, soos 'n wind blare afstroop. En dis nie my woorde wat jou kaal stroop nie, dis God deur sy gees wat in jou hart jou kaal stroop van enige gedagte wat skeef en krom is oor wie God is. So wat wil hy vir Jona leer? Jona, jy is kwaad oor 'n simpel kastanjeplant waarvan jy niks gewerk het. Maar ek mag nie kwaad wees. Of liewers, ek mag nie my ontferm. Ek mag my nie ontferm oor 120.000 mense. En nog diere, mense wat kortsigtig is, by wyse van Spreuke wat jy lees, net so kortsigtig soos wat jy is. Maar ek is by jou betrokke, Jona. So wat moet ons leer? Kom ons begin dit saam te vat. Ons leer God ken as onvoorspelbaar in sy liefde.
Kyk, ons wil 'n God hê in ons gedagtewêreld, in ons Godbegrip, wil ons 'n God hê wat voorspelbaar is en wat beheerbaar is, want dit is eintlik die ding. As ons kan verstaan hoe hy werk, as ons die patrone en die formules kan ontwikkel, en dis wat baie kerke aan julle opdis, van as jy so bid, en as jy daai naam gebruik, en as jy hierdie proses volg, dan het jy vir God absoluut in die sakkie, hy is nou tevrede, en dan het jy oopgesluit, daar die geheime slot. Laat my dink aan escape room, nee. So ek is nou in hierdie escape room met God, en ek is nou deur die proses, en nou, daar gaan het op, toe die kopbeen neersit in Adelaide, toe die kopbeen op die boek sit, toe gaan hy deur oop. Wauw. Dit hoe dit werk. So nou het ek gebid, en nou dit gewerk. Wat is die patroon? Dis hoe mense dink. God is onvoorspelbaar. Kom ons sê dit vir mekaar. Dis die eerste ding. Hy is onvoorspelbaar in die sin. Hy sal jou altyd verras met sy liefde. Want sy kapasiteit vir liefde en vergifnis en oorbegin is baie meer as wat jy of ek ooit kan bid of dink. En dit sien jy aan die kruis. Die feit dat hy aan die kruis hang en die bitterbeker drink van die oordeel, beteken dat hy is tweedens 'n God wat so lief het, deernis het, want dit is wat hier ter sprake is, die deernis wat hy, mag ek dan nou nie besorg wees nie. Daai woord het te doen met, om 'n hart wat in beweging is oor mense. Iemand skryf daaroor en sê, Jesus Christus word uitgebeeld as die man van smarte. Beteken dit dat hy depressief was, dat hy die hele dag geloop en huil het? Nee, ons lees nêrens dat hy 'n depressiewe persoonlikheid was. Wat bedoel word met die man van smarte is, kyk byvoorbeeld Matteus 25, wanneer hy sê met geweldige passie, Jerusalem, o Jerusalem, hoe graag wou ek jou nie bymekaar maak, so sê hy na kykens. Sien julle daar, dat hy na jou en my kyk, dat hy sal sê, Frederik, met passie, ek is oor jou besorg. My hart is in beweging oor jou, oor elkeen van julle. Dis die godsbegrip wat ons moet cultivate, of wat ons moet in ons gedagtes voorop hou. Hy is die God wat onvoorspelbaar is in sy liefde, ja, maar hy is die God van besorgdheid. Hy is die God wat soveel deernis het, dat lank wanneer jy en ek besluit het, nadat ek en jy besluit het, dat God het my vergeet, ek wil nie meer leef nie, ek sien nie meer kans nie, dit werk nie so nie, dan is hy nog steeds oor jou besorg. Dan drup die trane. Jy moet dit sê, dan drup die trane oor jou. Dis wat gebeur op aarde. Dis hoe God is. Al vat hy die kaste oor die plant weg. Al vat hy wat ook al weg. O ja, hy gaan weer gee. Nee, hy baie keer gee nie eers. Baie keer gee hy. Of hy gee op ander maniere. Maar ten diepste, my huil is 'n skaduwee huil in vergelyking met hoe hy oor verlies, oor mense se nood en hartseer dink. Hoe lyk jou godsbegrip oor God? Is dit die God wat jy aanbid? Wat ek aanbid? Want dit werk mos nie so nie. Want ek is so in myself gekeer. Man van smarte. Dat navorsing gedoen, hoeveel kere is daar sprake van dat hy hierdie deernis en hartseer en liefde teenoor mense baie meer as wanneer dit gaan oor vreugde. Wanneer hy in die kruis hang, dan sien ons daar in die oordeel oor die mensheid, want hy kan dit nie verduur dat mense verlore gaan nie. Dit beteken nie dat die sonde oorgesien word nie. Dit gaan deur die kruis heen, die oordeel oor die sonde. En die vergifnis kom deur die belydenis heen wat ek en jy elke dag bely, en wanneer ons terugkeer en inkeer tot God. Nou kom ek vat julle op 'n laaste paadjie. Baie mense het al gesê, as jy oor Jona dink,
dan moet jy oor hom dink as the prodigal prophet. Just the same as the prodigal son. Dis hy. Maar Jona het 'n interessante ding. Hy is aan die een kant 'n prodigal son, maar hy is aan die ander kant ook die oudste broer. Hy is daai oudste broer, en dis ek en jy wat in die kerk sit, Sondag vir Sondag, vir Sondag, vir Sondag, vir Sondag, vir dekades lank en preek dat die spoekspat. En dan werk dit nie so, soos wat dit partykeer uitwerk nie. En dan sê die oudste seun, maar pa, so 'n vriend van my sê, ek en die Here was so, maar toe gebeur hierdie ding. Ons was so, dit werk nie so nie. En toe gebeur hierdie ding, ek is Sondag vir Sondag daar. Ek gee my bydrae, ek is by alles betrokke, dien op alles, onbaatsigtig. Dis die oudste seun, wat dan kwaad is, omdat God genadig is. Dat God 'n gek van homself maak, met alle respek. 'n Gek van homself maak, deur selfs vir die Assiriërs. Jy weet, mense sal sê, enige iemand, net nie hulle nie. Net asseblief tog net nie hulle nie. Julle al daai woorde gehoor? Net nie hulle in Suid-Afrika. Mense, hoe lyk jou godsbegrip? Net nie daai jongste seun wat alles deurgebring het. En dan begin jy mos nou jaloers te raak. Maar ek kon ook die lewe lyk my geniet het. Julle al so gedink? Dan kan ek ook mos nou maar die hare laat hang, by wyse van spreke, soos in die Ami gesê het. Ons kan doen wat ons wil. Ja, kyk wat met hom gebeur, hy het daarmee weggekom. Hy het 'n ring in die vinger gekry, 'n seelring, sy posisie is herstel. Wat het dit my gebaat om nou die hele tyd in die kerk te sit? Dis hoe mense praat. Wat is jou Godbegrip? Is jy nie saam met my bly nie? Is jy nie saam met my bly, Jona? Dis die implikasie. Mag ek nie besorg wees nie. Hoofstuk 5, Gert. Daar is 'n ontdekking gemaak dat julle skryf hoofstuk 5 en ek skryf hoofstuk 5. Dis hoekom Jona eindig op hoofstuk 4 met 'n oop einde. It's all about you. You are writing the last chapter. It's all about me writing the last chapter. Want jy sien, dis my godsbeeld wat herstel moet word, Bybels herstel moet word, maar is ook hoe ek is en hoe ek wil wees wat hier ter sprake is. So beide kante moet ons gaan skryf. Hoe gaan ons reageer na vandag se preek oor hierdie God? En hoe gaan ek wees? Want ek weet mos nie wat in jou hart leef nie. En ek weet, daar's mense wat al lank al, nie noodwendig hier, moet nie afleidings maak nie, maar is altyd mense wat lank al weggestap het van God. Want hulle kan dit nie verduur. Dit werk nie so nie. En daarom stel hulle nie belang in God nie. Godsbeeld, mensbeeld van jouself, skryf die laaste hoofstuk.